Okay, raad. Het jy enige raad wat jy kan gee vir buitestanders? As jy sien iemand sukkel met so iets, met 'n verslawing, of nou die man is, die eggenoot, die juffrou by die skool, die vriendinne, die gebedsgroepie mamma, watse raad kan jy vir hulle gee? Ek dink, iets wat onmiddellik opkom by my is, jy moet seker maak dat jy die regte verhouding met daai persoon het. As jy oppervlakkige vriende is, dink ek jy moet baie versigtig trap, want ek dink jy gaan daai persoon wegstoot. So, en dan moet jy 'n ander manier kry 'n persoon wat nader aan hulle is. Tweedens, ek dink dis hoe jy dit sê en jou motivering daarvoor. Soek jy gossip of wil jy hulp leen? Maar ek dink die heel eerste stap, voordat jy enigstens daai persoon nader, is bid daaroor, laat die Heilige Gees jou lei, laat die Heilige Gees deur jou praat met daai persoon, en dat hulle oop is daarvoor. Of die ander persoon nou 'n Christen is of nie, dit maak nie saak nie. En dan tweedens wil ek sê, dit is nie 'n skande nie. Dit is baie meer algemeen as wat almal dink. En veral ek dink vrouens hulle voel hulle word gekruisig en is baie sosiaal aanvaarbaar. Daar's baie stay-at-home moms, as ek dit so kan doen, wat baie tyd op hulle hande het of meer tyd op hulle hande het en die geleenthede het om met 'n middagete te eet met 'n glas wyn saam met die vriendinne en so aan. En jy moet jouself net dophou, miskien 'n nota hou van hoeveel glase jy nou vandag gedrink het versus môre. En wyn is nie die probleem nie, of alkohol is nie die probleem nie. Dwelms is nie die probleem nie. Nee, wag, dwelms is die probleem. Maar met alkohol, my kleinste het vir my gesê, mamma, ek wens hulle het nooit wyn gemaak nie. Toe sê ek vir my lief, ek is baie dankbaar jy blameer die wyn, maar dis 'n lieg. Dis dis nie die wyn nie. Daar's baie mense wat wyn verantwoordelik kan geniet en daar's niks lekkerder as 'n lekker glas wyn nie, as jy dit vir die smaak doen, nie vir die effek daarvan nie. En ek dink die eerste ding is om uit te kom. Daar's baie meer van julle as wat julle wil herken en moenie vir my kom sê, ja, maar ek drink net op naweek nie, maar dan drink ek bietjie te veel, of ek kan stop wanneer ek wil. Dit is die eerste teken van denial. Jy is 'n alkoholist. Dit beteken jy gaan altyd teen wees nie, dit beteken jy is minderwaardig nie, dit maak jou nie 'n loser nie, maar voordat jy rock bottom het, kom daar uit, voordat jy alles verloor, voordat jy jou huwelik verloor, jou kar, jou huis, jou werk, jou selfbeeld, en die eerste ding wat gaan is jou selfbeeld, en as jy jouself verloor, om terug te klim is rof, so, daar's geen skande daar nie, kry hulp, maar praat met iemand wat jy vertrou, en bid daaroor, en kom uit so gou as wat jy kan. Weet, as jou werk ondersteunend is, daar gaan praat met jou werk, en sê, hoor, so ek het 'n probleem, want van 'n HR point of view, wat ek seker nou nie moet sê, maar dit is 'n werkgewer se plig om so 'n werknemer te help. So dit is nie 'n ding van jy gaan jou werk verloor nie. Ek dink daar's baie leuns rondom dit, of baie valse idees rondom dit, en dit is glad nie. Daar's baie programme soos iCares, die mediese fondse betaal vir rehabilitasie, maar soos ek sê, jy moet die rehabilitasieprogram aanpas by jou nood, en jy moet dit doen, en daar's geen manier wat jy dit kan doen sonder God nie. En ek dink ook, daar's boeke, en daar's reëls, en ek dink, as jy te vasgevang word in dit, dan bestaan jy weer eens jy lewe nie. As jy dit deur die Here doen, dan lewe jy bestaan nie. En jy moet ook onthou, jy moenie vra why me nie. Why not you? Daar's 'n doel daarmee. Ek sit vandag hier en ek is dankbaar. En ek wil een laaste ding ook oor dit sê, dis Michael J. Fox se autobiografie Lucky Man was vir my ook 'n turning point op 'n stadium, waar hy gesê het, hy is baie dankbaar dat hy Parkinsons gekry het, want dit het hom gered van alkoholisme. En ek dink dis jy moet daai oogklappe afhaal en besef, daar's 'n rede vir dit. And you'll get out of it. Ek bedoel, en jy kan ook nou sê, ja, mag my lewer push tot waar hy nou nie meer kan nie, en dan sal ek ophou. 'n Lewer is 'n baie vergewende orgaan, maar ook nie tot op 'n punt toe. En dit is nie net jou lewer wat suffer nie, dis jou geheue, jou funksionaliteit, jou verhoudinge. En baie van daai mense is stikkend vandag, hulle kry nie daai verhoudinge terug nie, Ek is baie dankbaar, ek het verhoudinge teruggekry, en ek het ondersteuning, maar dit gaan 'n baie lang pad wees vir my familie om my weer te vertrou, want elke jammer en elke belofte beteken nou bugger all. The sorries we
very thin and the promise is very thin. Jy kan dit net soveel keer sê en dan moet jy maar don't talk the talk, walk the walk. En ons mense wat jy sal support, jy gaan nie alleen daardeur gaan nie. Daar's nie 'n manier nie. Sure. Well said, hoor. Well said. Baie dankie Adri. Is daar nog enigiets wat jy wil bylas? Ja. Ek wil sê wanneer jy 'n afdag het, onthou net 3 goed. I can't, God can, let God. En let go and let God. Sure. Dis powerful. Dis powerful. Ekskuus, en dan die laaste ding, die serenity prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. Maar jy moet nie dwaas wees en dink, jy kan dit nie verander nie, want jy kan. Dis waar die onderskeid inkom. So moenie sê, wel, ek kan dit nou nie verander nie, ek gaan nou maar aangaan met dit nie. En moenie dink as jy elke dag 1 biertjie drink, jy is nie alkoholist nie. Dit raak krik en dit raak progressively worse. So, kom liewers uit, kry hulp en een ding van alkoholisme wat my in die gat gebyt het, ekskuus my Frans, is ek het uitgekom met eerste rehab en gedink, ek is nou genees, ek gaan dit 'n bietjie tyd gee en dan kan ek controlled drink. Ek kan 'n glas drink en ek sal daarby bly. Jy kan nie. Jy moet jouself nou nie gaan wees daaroor nie, jy kan nie. As jy alkoholist is, dan bly jy weg. Jy kry vir iets anderster. En daar's baie ander lekker dinge in die lewe. En dan moet ook nie krasse dik nie, want dit gebeur baie. Jy los alkohol, maar dan drink ons 'n bietjie slaappilletjies of ons rook 'n bietjie dagga of ons raak 'n workaholic of ons gym 6 ure 'n dag. Addictive personality is 'n baie slegte ding om te hê en jy kan daarvan vrykom. Maar jy moet daai bande breek en moet verstaan, moenie die simptome behandel nie, behandel die bron. And then you'll be just fine. Jy kom aan die ander kant beter uit, glo vir my. Dit bou karakter. Maar moenie dit probeer nie. Don't try this at home, kids. Dankie Adri. Okay.